Deuteronomium hoofstuk 2, vanaf die Rietsee tot by die Arnon kloof. Toe het ons omgedraai en deur die woestyn in die rigting van die Rietsee getrek, net soos die Here my beveel het. Dit het ons lank geneem om Seirberg te trek. Die Here het toe vir my gesê, julle het nou lank genoeg in die omgewing van die bergwêreld rondgetrek, draai nou noordwaarts. Gee die volgende opdragte vir die volk. Julle gaan deur die gebied trek wat aan julle broers, die Edomiete, die afstammelinge van Esau wat in Seir bly behoort. Die Edomiete sal bedreig voel, maar wees versigtig. Moenie hulle pla nie, want ek het die bergwêreld in die omgewing van Seir aan hulle as eiendom gegee. Ek sal nie 'n krieseltjie van hulle land vir julle gee nie. Betaal hulle vir die kos en water wat julle gebruik. Die Here julle God het julle geseën in alles wat julle gedoen het. Hy het die wag gehou oor elke tree wat julle deur die groot woestyn gegee het. Gedurende die 40 jaar was die Here julle God by julle en het hy in elke behoefte van julle voorsien, sodat julle niks kort gekom het nie. So het ons dan verby ons broers, die afstammelinge van Esau wat in Seir woon, getrek. Ons het ook die pad vermy wat van Elat en Esion-Geber deur die Araba-vallei kom. Toe het ons noordwaarts met die woestynroete by Moab verbygetrek. Die Here het ons gewaarsku, moenie die Moabiete, die afstammelinge van Lot pla of teen hulle oorlog maak nie. Ek het vir hulle Ar as hulle eiendom gegee, en ek sal niks van hulle land vir julle gee nie. Die Emite het vroeër in die omgewing van Ar gewoon. Hulle was 'n groot en sterk volk van reuse, net so groot soos die Enakiete. Die Emite en die Enakiete word albei ook die Rafahiete genoem, maar die Moabiete noem hulle die Emite. Vroeër het die Goriete by Seirberg gewoon, maar hulle is uitgedryf en vervang met die afstammelinge van Esau. Op 'n soortgelyke manier is die volke van Kanaan verdryf uit die land wat die Here vir Israel gegee het. Moses het voortgegaan. Die Here het ons toe aangesê om die Sered-spruit oor te steek en ons het dit gedoen. Daar het dus 38 jaar verbygegaan van die tyd toe ons by Kades Barnea aangekom het, totdat ons uiteindelik die Sered-spruit oorgesteek het. Die Here het gesweer dat dit nie kon gebeur voordat al die mans wat oud genoeg was om oorlog te maak in die woestyn omgekom het nie. Die Here het sy hand teen hulle gelig totdat hulle almal omgekom het. Toe al die mans wat reg was om te veg uitgesterf het, het die Here vir my gesê, vandag sal julle die grens van Moab by Ar oorsteek en die land van die Ammoniete binnegaan. Moenie die Ammoniete, die afstammelinge van Lot, pla of 'n oorlog met hulle begin nie. Ek het aan hulle die land Ammon as hulle eiendom gegee, en ek sal ook nie enige deel van hulle land vir julle gee nie. Daardie gebied is ook vroeër gesien as die land van die Refahiete, alhoewel die Ammoniete hulle die Samsumiete genoem het. Hulle was ook 'n talryke en sterk nasie en so groot soos die Enakiete. Die Here het hulle egter verdelg, sodat die Ammoniete hulle land kon inneem. Hy het die afstammelinge van Esau by Seirberg op dieselfde manier gehelp, deur die Goriete te verdelg, sodat hulle daar kon gaan woon. Die afstammelinge van Esau woon tot vandag toe nog daar. 'n soortgelyke ding het gebeur toe die Kaftoriete van Kreta, die Awiete wat in dorpies in die omgewing van Gaza gewoon het, ingeval en verdelg het. Moses het voortgegaan. Toe het die Here gesê, steek nou die Arnon kloof oor. Ek sal jou help om Sihon, die Amoriet, die koning van Hesbon te verslaan en sy land vir jou te gee. Val hom aan en begin om die land in besit te neem. Van vandag af sal ek al die volke op aarde vreesbevange vir jou maak. Wanneer hulle van jou hoor, sal hulle bewe van angs. Die gebied van Sihon word verower. Uit die Kedemot woestyn het ek boodskappers na koning Sihon van Hesbon gestuur met hierdie vredesvoorstel. Laat ons deur jou land trek. Ons sal op die hoofpad bly en nie na links of regs in die veld afdraai nie. Ons sal betaal vir elke stukkie kos wat ons eet en vir al die water wat ons drink. Al wat ons vra is toestemming om deur jou land te trek. Die afstammelinge van Esau by Seirberg het ons toegelaat om deur hulle land te trek, so ook die Moabiete wat in Ar woon. Laat ons asseblief deurtrek totdat ons die Jordaan oorgesteek het na die land wat die Here ons God aan ons gegee het. Maar koning Sihon van Hesbon het geweier om ons te laat deurtrek. Die Here het hom hardkoppig en onversetlik gemaak, sodat julle hom kon verslaan. Hy is nou in jou mag. Die Here het toe vir my gesê, kyk, ek het begin om koning Sihon en sy land aan jou oor te gee. Begin nou om sy land te verower en in te neem.
Koning Sion het oorlog teen ons verklaar en sy leer by Jahas teen ons gemobiliseer. Die Here ons God het hom egter in ons mag oorgegee en ons het hom, sy seuns en sy volk verpletter. Ons het al sy stede verower en elkeen, mans, vroue en kinders, heeltemal verdelg. Niemand is gespaar nie. Ons het al die diere en enigiets van waarde in die stede wat ons verower het, as buit vir ons geneem. Die Here ons God het ons gehelp om Aroer aan die bokant van die Arnon kloof en die dorp langs die rivier in die kloof en die hele gebied so ver as Gilead te verower. Geen stad het mure gehad wat te sterk vir ons was nie. Ons het egter weggebly van die Ammoniete langs die Jabok rivier en hulle stede in die bergagtige gebied. Dit was alles gebiede wat die Here ons God ons beveel het om uit te los. Tot sover.